Ek wil net eers sien wie kan ek almal so in die oë kyk vanmôre. Want as ek slaap vandag, kan julle verstaan, want ek is na 12 gisterand by die huis gekom. Maar julle slaap is dit ek op julle, né? Maar hierdie week van ruk terug, maar baie lank al in my lewe, die Here met my al gepraat deur hierdie stukkie wat ek vir julle gaan lees. Maar dit is 'n wonderlike tyd waar ons nou in gaan. En die liedjies wat Harry so gekies het om te speel vanmôre, All for Jesus. He's the only one. Hy's 'n heilige God. Die grond waar ons op staan, as hy is heilig, né? Met ander woorde, hy's 'n heilige God. En hy's 'n goeie God. As ek nou 'n titel kan aan vanmôre sê ek 'n six of 'n niks. Jy weet dat een keer kyk ons cricket en was 'n vinnige Fanie het gespeel, het Australië gespeel en het soveel balle oor, hulle moet soveel lopies kry. En so met ander woorde, hy moet met 3 balle wat oor is, moet hy elkeen 'n 6 slaan om te wen. Ja, hulle kon omtrent nie wen nie. Hulle moes 12 3 6 slaan met 2 balle om te kan wen. En Fanie trek los en hy slaan. Hy slaan 'n 6 en dit is 'n wide. Hulle gee hom oor. Nog 'n bal. Hulle 6. En nou vinnig Fanie looi hom. Nog 'n 6. Kort nog 'n 6, laaste bal. En ons weet, ons sit by my swaarlig gekyk op groot skerm en ons weet hierdie een wedstryd, hierdie beker wat Suid-Afrika toe kom, is afhanklike van 'n 6 of daar's 'n niks. Daar's 'n niks. Of gee ons alles of daar's niks. En ons verloor die totale al die beker en alles wat ons sal huis toe kry. En Fanie slaat hom en hy slaat 'n 6. En daar kom ons met die beker terug. 'n 6 of 'n niks. God is 'n goeie God. Hy wil genees, né? Ons weet dit almal, ons sien dit, ons beleef dit. Hoeveel menigte van ons kan getuig van die reddende, genesende krag van die Here. Hy wil ons red. Dit is sy doel, dis hoekom hy in Johannes 3 vers 16 gekom het, sodat almal van ons gered moet word. Hy's 'n goeie God. Hy wil ons red. Hy wil ons vrymaak van dinge wat nie aan ons hoort nie. Al die wat mense in jou lewe lank sleg teen jou gesê het, en alles wat hulle teen jou gedoen het, wil hy jou vrymaak van. Hy's 'n goeie God. Hy koop ons deur sy kosbare bloed vrygekoop. Hy wil ons versorg. Hy wil ons troetel. Hy wil deur die gemeenskap met die Heilige Gees wil hy met ons wees. Hy wil met ons gesels. Hy wil met ons 'n verhouding hê. Dis wat hy met ons wil doen. Hy wil, ons is kosbaar vir hom. Maar hy's ook 'n regverdige God. Aan die ander kant. Hy's 'n jaloerse God. Hy wil jou nie deel met ander goed nie. Hy wil jou vir hom hê en vir hom alleen. Hy's 'n heilige God. Weet jy, die Bybel sê, niemand het hom gesien nie, want as jy hom gaan sien, gaan jy sterf, so heilig is hy. Sonde kan nie in sy teenwoordigheid kom nie. Die ou priesters van daai jare, in die Ou Testament het 1 keer 'n jaar, by die allerheiligste ingegaan, waar die Shekinah glory van God gemanifesteer het, en het 'n tou aan sy voete vasgemaak, en 'n klokkies aan sy rokkie. As die ouens buite kan staan, hulle hoor nie meer die klokkie nie, het hom uitgetrek, dan weet hulle, die man het sonde gehad, en hy het voor God gaan verskyn, en hy is dood. Hy is 'n heilige God, hy is regverdig, hy gaan jou oordeel regverdig, hy is almagtige God, hy is die skepper van die hemel en aarde, hy het alles gemaak, en die Bybel sê, hy het alles aan niks opgehang. Hy het die wêreld gemeet met 'n spaan van sy hand, 'n spaan is so het hy die wêreld uitgemeet. En Job sê, het vir die see gesê, jy gaan nie oor die grense nie, jy gaan nie daar oor nie. So magtige skeppery is hy. Maar hy het ook my en jou geskep, om een doel, om met ons 'n verhouding te hê. Né? Hy wil graag met ons hê, met ons wees. En hy wil geen iets tussen my en hom hê nie. En ons lees die verhaal in Lukas 18, vanaf vers 18. Luke 18 vers 18. 'n sekere owerste vra vir hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen
om die ewige lewe te beerwe. En hy sê vir hom, Jesus antwoord hom en sê, hoekom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken mos die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder, sê vir die ou. Al die wette van die Ou Testament. En hy sê hom, al die dinge het ek onderhou van my kindsbeen af. Né? So die ouetjie was 'n goeie ouetjie. Hy het nie een van daai 600 en 316 wette gebreek nie. Hy was 'n goeie ou, hy was 'n voorbeeld gewees. En hy sê vir my, ek het dit alles geonderhou, van my dag van my jeug af. Toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding kom jy onderbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes. Jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. Nou, die ding gaan nie oor ryk of arm nie. Glad nie. Daar het iets tussen hom en Jesus gestaan. In sy geval was dit sy geld. En sy geld was vir hom alles gewees. Hy vra 'n eenvoudige vraag, Here, hoe kan ek gered word? Wat kan ek doen om hemel toe te gaan? Jesus antwoord hom en sê, luister, verkoop al jou goed en volg my. Gee dit wat tussen my en jou staan weg. Maak af, maak klaar met dit en volg my. As ons kyk, hierdie ou se geld het op hierdie oomblik sy besittings. Ek het een keer in 'n fliek gesien die stukkie waarvan toe Jesus met die ouetjie praat, het hy sy saalsakke so oopgemaak wat oor die kameel was en die goue bekers en die juweliers het so uitgepeel daaruit. En toe het hy dit teruggesit en toegemaak en hy het weggery daarvan. Daai goed, sy besittings, het sy identiteit geword. Dit het vir hom gesê wie hy is. Ek is die ou. Dit het sy sekuriteit geword. En dit het sy polariteit geword. Als hier dinge met tyd aan, het dit vir hom geword. Hy het tyd aan die gespandeer om sy identiteit in hierdie goed te vas te maak. Hy het tyd gespandeer om die ding sy sekuriteit te maak. Hy het tyd gemaak aan hierdie polariteite. Dit was sy polariteit. Die tyd wat hy gespandeer het aan dit alles. Die eenvoudige vraag, wat moet ek doen om hemel toe te gaan? Wat moet ek doen, meester, om by u uit te kom, eendag daarbo? Hy sê nee, dit is belangrik. Jy moet al die goeders, jou identiteit, jou sekuriteit, jou polariteite moet jy verander, om by die Here uit te kom. Dit is die pad na die hemel toe, dis die pad na Jesus toe. In my en jou lewe is dit ook maar dieselfde geval. Nie altyd geld nie, nie altyd dit nie, né? Maar in ons lewens maak ons ook van ander goeders vir ons belangrik. Dink nou maar aan ek wil roem. Ek wil belangrik wees, ek wil roem hê. Vat maar die filmsterre. Hoeveel van hulle is dood in sonde? Want hulle klou hierdie roem aan, en hulle wil geroem word, hulle wil daai koperbeeldjie kry, goue beeldjie kry, en dit is waar hulle lewe in is. Hulle spandeer, hulle klim tot in 'n bed saam met 'n wildvreemde vrou om 'n movie te maak, om dit te kry, om roem te kry. Nee, is dit nie so nie? Daar in Hollywood, die een vrou spring saam met daai en daai, so gat hulle aan, net om roem. Die Here sê, los dit, en volg my. Gooi weg daai goed, en volg my. Geld, dit is so. Geld word baie belangrik in baie mense se lewens vandag. En posisies, as ek 'n posisie is, daar's baie mense wat altyd in die hoër posisies wil wees. Hulle sal, maak nie saak wie hulle uitverkoop, of wie hulle sleg sê, of wie hulle enigiets aan doen, solank ek net in die posisie kan wees, om sê maar by die baas in te wees, of by die ou in te wees, is dit nie so nie. Sny dit af. Dit gaan jou nêrens te bring nie. Dit gaan jou nêrens te bring nie.
praat groot oor myself. Kyk, dis nou een ding wat ons baie lief voor is. Baie kere dink mens, getuig jy of brek jy? Jy weet, die eie ek, so wonderlik partykeer, praat nou nie van jou nie, Harry. Maar dit is so in die lewe, dat baie keer wil die ou homself so ophef, dat dit later 'n probleem raak vir hom, tussen hom en God. Is dit nie so nie? Ek wil die belangrikste ou wees, ek wil die grootste ou wees, ek wil die vinnigste, sterkste, rykste, en maak nie saak wat wees nie. Ek wil hy ou wees, want dit gee vir my identiteit, sekuriteit, en dit is my polariteit, om dit te wees. Wat ander mense van my dink, is dit nie so nie. Maar terwyl die belangrikste is, wat God van my dink. Maak nie saak wat hulle van my sê, of hoe hulle van my skinder agter my rug, of wat hulle van my doen, of dink, of wat nie. Ek het 'n identiteit in Christus. Hy is my identiteit, my sekuriteit, en hy is my potentialiteit. Hy is my alles. Dis wat ons na kyk. Wat die ander ou dink en wat hy sê, beteken vir my niks. Ek wil weet, wat dink my skepper van my, vandag van my? Is dit nie so nie? Ander ouens se opinies is maar net 'n opinie. Hy moet dit maar eendag by homself uitklaar. Ek gaan aan. Ek doen wat ek wil doen. En ek doen dit goed, so goed as moontlik vir die skepper, vir die een wat my geskep het, doen ek dit. Nie vir iemand om gesien te word nie, of in 'n posisie in te kruip nie, of vir geld nie, of vir roem nie. Ek doen dit alles vir my skepper. Die een wat 2000 jaar terug vir my gesterf het. Ons skep afgode in ons lewens. Nee, ons doen dit nie. Wat 'n afgod? Baie keer is ons loopbane afgode. Ons is so vas in hierdie loopbaan. In Engels sê hulle neglect jou vrou, jou kinders, jou gesinslewe. So as jy in hierdie vir 'n loopbaan van jou karier op. Jy spandeer tyd om te werk en jou op te werk in 'n werk, dat dit later jou afgod word. Jou vrou, jou kinders het nie meer tyd met jou nie. Jou vrou en jou kinders wil nie sien jou skaars. Jy is heeltyd besig met werk. Word dit nie dalk 'n afgod nie. Ons kyk maar na rugbyspelers, hoe mense oor hulle rugbyspanne te kere gaan. As hulle net op 'n Saterdag, op 'n Sondag, so hard skree in die kerk, en die Here loof en prys, soos hulle Saterdag op die paviljoene dit doen. Natuurlik sê ek nog al die tyd, vir wie jy die meeste lof skree, dis jou God. En as ons kyk na Saterdag op die wêreld, op die rugbyvelde en sportvelde, vir ons kinders wat rugby speel, dis baie mooi, dis baie als. Maar dit moet nie afgod word nie. Drome, hoe vinnig kan ons in ons eie drome word, en dat dit 'n God maak vir ons, hè? Jy droom van jou die dinge, jy droom van jou daai dinge, jy werk aan die drome van jou, en dit vat 'n plek in, waar dit eintlik God se plek moes gewees het. Sukses, ek wil sukses hê, ek wil weet dat die mense weet ek is suksesvol, ek wil alles doen sodat die mense weet ek is suksesvol, my kinders word my afgod, ek kan bid later die grond waarop die grond waarop my kinders loop. Is dit nie so nie? Laat 'n onderwyser vir 'n kind by die skool net skeef kyk, dan is die anties daar, met die pantoffels, en dan wil die onderwysers uitsort, want dit is my ou klein gooitjie die. Is dit nie so nie? En ons daar, jy pa gekry, jy by die huis gekom het, jy jou pa vertel, en jy kan nie mooi sit nie, dan vertel jy, vra jy, hoekom kan jy nie stil sit nie? As jy sê seer, dan sê, wat het jy gedoen? En dan het jy ook badkamer toe gevat, om in dit verder gaan uitsort met jou. Jy het ook nie by hom kan klaar nie, maar die mense maak hulle kinders 'n afgod. Hulle maak hulle self 'n god. Né? Hulle dink so baie van hulle self, hierdie eie ek, me, myself and I. Dat niemand, ek is untouchable. Kyk, niemand kan vir my iets sê nie, niemand kan vir my iets leer nie. Ek is mos ek. En ek is belangrik in my eie oë. Baie keer maak ons selfs vir God 'n afgod. As jy kyk na prosperity preaching, al die ouens, dit is so, hulle maak hierdie ou, maak God
na hierdie ou toe, wat net spring en opvlieg, soos wat jy wil. Die ouens ry met jets rond, oor die hele wêreld. Maar het die ouens een keer op water geloop, soos 'n pastoor in Natal geloop het? Het hulle een keer by 'n badkamer op OR Tambo ingegaan, en die ander weer uitkom, in Indië uitkom? Het hulle al een keer dit gebeur? Maar is geld en is mirages en whatever. Het hulle een keer afgeloop na om te gaan preek op 'n plek, en die lamppale so verby gegaan het, soos met dit gebeur het in die Kaap, met 'n pastoor, toe sê hy daar staan iets tussen ons en die Here. As ons oop is by die Here, en ons is reg met hom, sal dit met ons ook gebeur. Is ek reg? Laat ons hierdie afgode, hierdie goed wat ons so aanklou, wat ons so ophef in ons lewe, afsterf. Die Here wil my en jou hê, net soos ons is. Hy het geen aannemer van persoon nie. Die een ou is nie belangriker as daai ou nie. Hierdie ou is nie mooier of ryker as daai ou nie. Hy wil jou hê, net soos jy is. Hy wil net nie jou deel met iets anderster nie. Hy is 'n jaloerse God. Dis vir my verkeerd, maar hulle neem God se plek in, dan is hulle verkeerd en boos. Hierdie goeters, wat ons nou van gepraat het, om suksesvol te wees, om hard te werk, om kinders te hê, en om posisie te hê, en om geld te hê, en om roem te hê, is afsonderlik niks meer fout nie. Maar dit moenie die plek van God inneem. As jy hard werk, en jy verdien jou geld, is dit reg. Daar's niks meer fout daarmee nie. As jy hard werk, en jy leer hard, en jy kry grade, en jy kry diplomas en dit, jy het gewerk daarvoor, dis reg, daar's afsonderlik, is daar niks meer fout nie. Maar dit moet net nie tussen jou en ons God kom nie. Die partykeer begin dit inkom, tussen my en die Here, ons kinders kom in, om kinders te hê, en kinders wat goed is in sport, om kinders wat goed presteer in die lewe, is niks meer fout nie. Dis wonderlik en dis goed. Die Here het hulle vir jou gegee, en jy moet trots wees op hulle, maar hulle moet nooit tussen jou en die Here inkom nie. Matteus 6 vers 24, jy kan nie twee heres dien nie, God en Mammon nie. Jy kan nie die Bybel sê, jy gaan een lief hê, en jy gaan die ander een haat. Is dit nie so nie? As jy geld lief het, haat jy God. As jy dit ander iets liewer het as God, dan haat jy die ander een. Jy kan nie twee meesters dien nie, nog nooit nie. Kyk nou maar by 'n geval waar dit my ouers dood is en 'n testament word gelees. Net so is daar mense onder mekaar in. Broers en susters wat altyd goeie vriende was, net so vlieg hulle onder mekaar in. En hulle kom nie reg met mekaar nie, né? Ek het in my lewe al gesien dat as ons nou praat van geld is nie 'n afsonderlike afgod nie. Ouens wat ryk is, het geld, hulle pla hulle nie, dit staan nie aan nie. Maar baie keer kry mens mense wat sê, as ek nou net R1000 gehad het, as ek nou net R100 gehad het, wat van as die Here nou net in my lewe was? Het ek nie geworry oor R100 nie, want ek het vertroue in die God wat my geskep het, hy sal voorsien. Ek hoef nie te sê, plaas van die Here, soek ek nou net R1000. Ek soek nou net R100 as ek uit hierdie ding uit. Die Here is ons skepper, hy is 'n goeie God, en hy wil ons seën ver bo kan wat ons dink of glo. Ons bid, dat die Here ons moet help, maar ons bid eintlik vir ons eie self agterna, né? Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, want julle wil dit wat julle ontvang, in